Groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker, op hierdie Saterdag, die 28ste Maart 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Weet, ons kyk so na die wêreld en ons sien die duisternis wat so begin oorneem, en ons kan wonder, vir elkeen van ons wat regtig 'n verhouding met die Here het, wat weet wat die Bybel vir ons leer en wat weet waarna om te kyk. Ons weet ook dit vir ons sal die dinge nie so erg wees nie. Juis omdat ons het verwag. Juis omdat ons weet wat die woord van die Here ons leer. Hoe die woord ons leer om waaksaam te wees. Sodat ons lees in die boek van Jesegiel ook, die wagter op die muur. Maar vanmôre bring ek vir jou Filippense 4 vanaf vers 4. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Hoe weet ons? Die Here is in ons harte. Die Here is met ons. Dit is as ons altyd vriendelik is, of vriendelik probeer wees. Maak nie saak van die hartseer of die probleme, die pyn in ons lewens nie. Dit maak nie saak van die bekommernisse wat ons met die Here deel nie. Ons verbly ons altyd in die Here. En dit is hoe ander kan sien dat die lig is in ons. Wees oor niks besorg nie. Ons kyk na die wêreld en ons dink, wat bring môre? Maar ons weet nie eers of ons môre nog hier gaan wees nie. So hoekom is ons regtig so bekommerd oor môre? Hoekom is ons so bekommerd oor wat die maand einde gaan bring? Jy sien, die wêreld leer ons om bekommerd te wees. Die wêreld wil ons deel van die kommer maak. Maar ons het nie nodig om bekommerd te wees nie. Ons moet net ons Vader vertrou. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Jy sien, wanneer ons God iets vra, en ons glo regtig dat hy gaan dit vir ons doen, dan gaan ons alreeds dankie sê. Dit is seker een van die moeilikste gedeeltes in 'n gebed is, wanneer ons smeek, wanneer ons vra vir genade, wanneer ons vra vir hulp, dan is dit so moeilik om reeds te sê, dankie Here, vir die hulp wat U my gaan gee. Dit laat my dink aan die man wat jare gelede 'n kinderhuis begin het, daar in Engeland, en in die oggend het hulle geen kos nie, niks, nie eens een stukkie brood nie. En hy sê vir die kinders, kom, hy sê vir die staf, kom, ons gaan nou sit en ons gaan dankie sê vir ontbyt. En die kinders het gewonder, wat? Maar hier is nie ontbyt nie, hoe moet ons dankie sê vir iets wat nie hier is nie? En hulle het begin om dankie te sê. En die gebed was nog eers op amen, en toe klop iemand aan die deur met brood. En kort daarna, toe klop iemand aan die deur met melk. Want jy sien, hulle het reeds dankie gesê. Nie net dankie gesê omdat hulle nie glo nie, hulle het dankie gesê want hulle glo. Want hulle hoop is in die Vader, wat die hemel en die aarde geskaap het. Jy sien, Israel was in die woestyn, en nog voor hulle dankie kon sê, het die manna al reeds daar gelê. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Vers 7. Jy sien, wanneer ons regtig vertrou op die Here, wanneer ons regtig glo, regtig alreeds kan sê dankie, dan alreeds is die vrede met ons. Nie net die vrede nie. Jy sien, wanneer ons bekommerd is oor die dinge waarvan ons niks weet nie, wat nog môre moet kom, dan kan ons sinne verloor. Luister mooi. Bekommernis maak dat ons sinne verloor. Hoekom is ons bekommerd oor dinge waaroor ons geen mag het nie? Ons moet God vertrou, dat hy ons sal deurdra. Psalm 23 vers 4, al gaan ek deur die dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want u stok en die staf is met my.
Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Moenie dink aan die bekommernisse nie, moenie dink aan die seer nie, moenie dink aan die kwaadwilligheid van die wêreld nie, maar dink aan alles wat mooi is, alles wat God vir jou gee, alles hoe die Here jou deurdra, jou hele lewe deur tot vandag toe. Hy het nie verander nie. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit en die God van vrede sal met julle wees. Jy sien, ons moet net glo in die evangelie van Jesus Christus. Ons moet glo in hierdie woord wat deur Matteus, Lukas, Markus en Johannes geskrywe is, maar ook deur elke apostel tot en met die boek van Openbaring. Want jy sien, daar's nie net waarskuwings nie. Daar's nie net opofferings nie. Maar daar is ook vrede wat in jou moet kom woon. Daar is ook 'n behoefte dat jy die Here moet dien met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en met al jou krag. Dan sal die bekommernisse van hierdie wêreld wat hulle so op ons afdwing, jou nie meer kom pla nie. Moenie laat dit jou pla nie. Moenie laat dit jou breek nie. Moenie laat dit jou sinne verloor nie, maar laat dit jou gedagtes verander word aan alles wat loflik is, alles wat regverdig is. Want die woord van God bemoedig ons baie meer as wat dit vir ons enige nadeel bring, enige bekommernis bring. Want jy sien, ons weet wat die einde is. En dit is ons bemoediging. Ons weet die einde bring vir ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. So hoekom is ons bekommerd oor die dinge van hierdie wêreld in hierdie uur? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U na ons kyk. Dankie dat ons nie hoef bekommerd te wees nie. Dankie dat ons na die disippels se woord kan kyk wat hulle vir ons geskryf het. Dankie dat ons uit die evangelie kan leer, sodat ons bemoedig kan wees op hierdie dag. Want ons weet, toe Petrus met sy geloof uit die skip geklim het ook, om op die water te loop na U toe, het hy gesing toe hy na die storm kyk. Vader, ons weet ook, die 3 vriende van Daniël, toe hulle gevang was en in die oond gegooi was, die oond was 7 keer warmer gemaak. Die soldate wat hulle in die oond ingeneem het, het verbrand voor hulle by die deur kon ingaan of aanraak. By die deur het hulle verkoel. Maar die 3 vriende van Daniël het veilig binne in daai oond gestaan, want U was met hulle. U het nie die oond weggeneem nie, U het nie die vuur geblus nie, maar U het hulle omhels, U het hulle versterk, U het hulle krag gegee, U het hulle toegemaak, en hulle kon deur die vlamme gaan, hulle het deur die probleme gegaan, want hulle het geweet, U is met hulle. Daarom sê ons vandag, dank Here, dat U met ons elkeen is. Ons het geen onheil nodig om te vrees nie, want U is met ons. U is ons krag, U is ons sterkte, tot in alle ewigheid, in Jesus naam. Dankie Here, dat U ons elkeen toevou. Dankie, dat U ons elkeen bekragtig. Dankie dat U ons elkeen bemoedig. Dankie dat U ons verstand verander, dat ons die loflike dinge kan bedink, dat ons die regverdige dinge bedink, dat ons die rein dinge kan bedink, die lieflike dinge kan bedink, die loflike dinge, in Jesus naam. Dankie Here, dankie vir hierdie dag, dankie vir hierdie tyd wat voor ons lê, dankie vir elkeen wat U gaan veilig hou op die pad, Here, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.